klaar. Prys die Here. Wat 'n voorreg. Hierdie plek in die gemeente is regtig my lekker. Ek dink weer eens ons musiekspan, ek sê dit baie keer, maar ons is so geseënd. Ons is regtig geseënd om 'n musiekspan te hê. Julle moet nie vergeet die moeite wat hierdie ouens insit om op 'n Saterdagoggend wanneer ons by die huise is en ons shopping en gedoen, dan sal op oggend hierso kom ry hulle voor Sondagoggend, soos op besig om aan te trek en klaar te kry om ontbyt te eet. Dan is hulle al reeds besig om musiekinstrumente in te tune en reg te kry sodat ons hierdie ervaring kan kry. En my gebed regtig is die Here hulle sal seën vir hulle bereidwilligheid. Dat die Here hulle van na nuwe hoogtes toe sal vat. Ons kan klaar die verbetering sien oor die jare heen en ons is regtig geseën. Ek preek baie keer weg en dan sien ek by ander gemeentes hoe hulle sukkel sonder 'n musiekspan. En dan dink ek altyd net, ons is so geseënd. Ons is regtig geseënd. Dit is my voorreg om volgens die woord met julle kan deel as jy jou Bybeltjie sou kan oopmaak by Matteus 7, bekende gedeelte wat Jesus deel. Ek wil tog vra gemeente dat jy regtig jou ore sal spits volgende. Ek glo met julle hart hierdie is 'n woord wat ons almal moet hoor. Dis 'n woord vir introspeksie wat ons so klein bietjie na onsself moet kyk. En ek hoop regtig dat jy regtig die woord sal hoor volgende. Dat dit nie oor jou kop sal gaan nie, dat jy regtig dit deel sal maak van jou lewe. En dat jy regtig van hier af 'n impak sal maak en die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek. Ek dink, kom ons sit net so en dan bid ons net saam. En sê ons net, Here, dankie vir die woord. Dankie vir hierdie kosbare woord. Heilige Gees, sal U hierdie woord vir ons oopbreek. Dat ons elkeen dit sal verstaan, Here. Vader, dit is 'n belangrike woord. Dit is 'n woord wat elke Christen moet hoor volgend. En ek vra asseblief, Here, dat hierdie diens dan sal lei, hierdie woord sal lei, Here, en dat dit op ons ore sal val in die naam van Jesus. Baie dankie, amen. Ek wil eers begin met dit sê, ek was my so opgewonde sien, ek sien soveel ou gesigte wat volgende weer in die kerk is. Mense so lank laas gesien het, is my lekker. Ek wil vir die jong mense sê, julle maak maar bly, dankie dat julle aangeslaan het my woorde Vrydag by die jeug, toe gesê ek wil in die kerk sien, so dit lyk ook klaar beter. So ek wil vir julle ook sê, baie dankie, dit maak my hart net so bly. So nou by die woord. Ek deel die gedeelte volgende julle wat Jesus weer praat, dis weer in sy bergprediking. Julle weet die bekende bergprediking, Matteus 5, begin dit lees, waar Jesus dan praat hiervan, en dan hier op die einde by hoofstuk 7, dan begin hy sy bergprediking klaar maak, dan deel hy woorde met die gemeente, met die mense wat is amper asof hy sy bergprediking afsluit, en dan deel hy hierdie woorde wat seker vir meeste gelowiges wat dit hoor, dalk die mees skrikwekkendste woorde moet wees, wat die mens ooit kan hoor. Dis 'n bekende gedeelte, Matteus 7 vers 21-23, dan sê hy, nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal my beoordag sal sê, Here, Here, ons het dan in die naam gepreek, in die naam bose geeste uitgedryf, in die naam baie wonders verrig, dan sal ek hulle antwoord, julle was nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af, julle het nie gedoen wat reg voor God is, wat voor God reg is nie. Wat Jesus eintlik sê, is dat nie almal wat praat oor die hemel, wat die dinge van die Here deel, noodwendig hemel toe gaan nie. Daar baie mense is, miljoene mense, wat gelowig mag voel, wat dalk sê hulle is Christene, waar hierdie mense miljoene sal wees, wat aan eendag van hierdie sal sê, Here, Here, maar nie die hemel sal binne gaan nie, wat geen hoop het om die poorte van die hemel binne te gaan nie. Daar's mense wat hulle selfs al Christene noem, wat homself sal vereenselwig met Christus, maar die ewigheid in die hel sal deurbring. Daarom moet ons weet dat dit moontlik is, dalk meer algemeen dat ons regtig dink dit is, dat sekere mense wat Christene is, wat dink hulle is Christene, toe die skok sal kom, dat hulle nie, die Here nie reg geken het nie, dat dit wat hulle op aarde gedoen het, te lig gaan wees, dat hulle gedink het hulle is gered, maar eintlik gered is. Dit waarom ek sê, dit moet skrikwekkende woorde wees vir mense, maar ook hartseer woorde, te dink, jy daag eendag by die hemel op, jy dink jou saak is reg met die Here, jy het sekere dinge gedoen, soos hierdie persoon, soos Jesus sê, gepreek in my naam, bose geeste uitgedryf, en nog steeds sal die Here vir sekere mense sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie, dat hierdie mense die ewige hel sal deurbring. Daarom is belangrik vir my en jou volgende te weet,
Dat die enigste deur ons hemel gaan kom, ek sê dit so baie vir die jong mense, is deur Jesus Christus, deur geloof in Jesus Christus. Jesus ook in die bekende gedeelte, Johannes 14:6, wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe met my nie. Ek dink aan Handelinge 12 wat sê, daar is geen verlossing by iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aanroep om verlos te word nie. Jy sien, daar is geen hoop vir enige persoon wat nie die evangelie van Jesus Christus glo nie. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie. Maak nie saak wat die wêreld vir jou sê nie. Maak nie saak wat se ander geloof jy aanbid nie. Geen ander geloof wat nie die evangelie van Jesus Christus verkondig nie, sal gered wees nie. Kan nie hemel toe gaan nie. Dis so maklik soos dit. Geen evangelie, geen verlossing. Geen Jesus Christus, is daar geen verlossing nie. Eenvoudig soos dit. Maar die skokkende feit is hierdie, dat volgens Jesus se woorde wat ons hier gelees het, sal daar baie mense wees wat dink hulle is Christene, wat aangaan soos Christene. Ons mag dink hulle is Christene. Maar die Here sê, hy sal voor my staan en ek sal vir hulle sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Dis skrikwekkend, dis hartseer. Ek dink, bring 'n bietjie nader, kom ons vergeet van Christene. Dink aan al die kerke in Kreeusdorp. Ek dink dat daar mense in kerke kan wees, wat dag in en dag uit, elke Sondag in die kerk is. En as ek hierdie skrif reg verstaan, sê daar's mense wat self Christene noem, wat nie ware Christene is nie. Bring dit nader. Kyk in ons kerk, dit mag dalk wees dat die mense wat in ons kerk is, in ons bestuurspanne wees, daar kan ook mense wees wat ons dink is gered, maar nie gered nie. Dink in jou familie. Jy mag dalk dink, my familie, daai persoon is verseker 'n kind van die Here. Dan sê Jesus, dit mag dalk wees, dat daai persoon nie gered is nie. So wat is die konteks? Waar kom dit vandaan? Daarom is belangrik vir elkeen van my om te weet, hierdie woorde te hoor en dit ter harte te neem. Dit is 'n ernstige woord. Dit is 'n ernstige woord vir jou, maar dit is 'n ernstige woord vir my ook. Ons moet dit reg verstaan. Die konteks, Jesus se bergprediking en die skrifgedeelte volg is eintlik hierdie gedeelte, Matteus 7 vers 13 en 14. Dan sê hy, gaan die koninkryk deur die nou poort binne. Want wyd is die poort en breed is die pad wat na die ondergang lei. En daar is massas mense wat daarin gaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe nie? Min mense wat dit kry. Jesus maak hierdie uitlating en baie mense noem dit 'n uitnodiging as hy sê gaan nie nou poort binne. Maar vir vanmôre sê ek dink dit is 'n uitnodiging, ek dink dit is 'n opdrag wat Jesus vir ons gee. Dieselfde opdrag, net soos om sonde te bely opdrag is, om geloof in Jesus Christus opdrag is hierdie 'n belangrike opdrag waar Jesus dan vir ons sê ons moet die nou poort binne gaan. Ons moet weet wat die nou poort is, want daar's 'n nou poort en ons 'n breë poort. Daar's 'n wye poort, daar's 'n nou poort. En die feit bestaan is, as jy nie in die nou poort gaan nie, is jy nie in die breë poort. Jy kan nie tussenin wees nie, jy is of hier, of jy is daar. So die vraag wat die volgende vraag is, waar bevind ek myself? Is ek by die nou pad? Is ek in die smal pad? Of is ek in die breë pad? Nou, dit is baie maklik om te dink dat die breë pad is outomaties vir die ander gelowe, die moslems en die boeddhism en hierdie new age en dalk vir die ateïste en dalk vir satanisme. Dalk is die breë pad vir hulle en dat die nou pad sekerlik is die nou pad vir ons as Christen nie waar. Dit is ons maklik om so te redeneer. Dit maak ons sin. Maar dit is my interessant as jy na Jesus kyk en sy bediening op aarde, het Jesus nie baie keer regtig die ander godsdienste aangespreek het. Die probleem wat Jesus gehad het, was met die fariseërs. Dis hulle wat pak slaag gekry het, keer op keer. Het Jesus hulle aangespreek oor hoe hulle geleef het, dit wat hulle gedoen het, hierdie skynheilige leefstyl wat hulle gehad het, hierdie selfregverdiging. En hoekom ek dit sê is, om te verstaan dat miskien is die breë pad nie net vir die ander gelowe nie. Miskien is die breë pad nie noodwendig die ateïste nie. Miskien is dit presies wat Jesus hier sê, dat hy sê dat nie almal op die naam aanroep, want hy gaan sê, Here, die koninkryk gaan berg nie. Miskien vind baie Christen hulle volgend op die breë pad. Wetend of onwetend op die breë pad. Wat as 'n mens mooi oor dink, ons eintlik net twee maniere om mens hemel toe gaan. Daar's twee maniere. Die eerste manier is om vir jouself te sê, ek is goed genoeg, ek kan deur my moeite, deur my geregtigheid, deur my goeie mens wees, terwyl ek erken ek is goed genoeg.
ek kan myself red. Dis die een kant, die ander kant sê, ek is nie goed genoeg nie. Die ander kant sê, ek kan myself nie red nie. Uit myself uit, as ek niks, selfs my goeie werke, is soos vuil lappe vir die Here. Daar's of is die een gedeelte wat sê, ek kan alles doen om God te behaag. Die ander gedeelte sê, ek kan niks doen om God te behaag nie. Die ware godsdiens, is die godsdiens wat sê, maar Here, ek het nie nodig. Ek kan myself nie red nie. Ek het 'n redder nodig. En daai redder is Jesus Christus. Jy sien, die probleem wat die Fariseërs gehad het, hulle het gedink, hulle is geregverdig op grond van sekere dinge wat hulle gedoen het. Nou kyk, hulle het daai tyd, vir die Fariseërs, hulle het gedink omdat hulle Jode was, hulle die Jodisme was hulle gewees, omdat hulle Fariseërs wat om die wette geken het hulle geglo, dit sit hulle in 'n sekere bracket, as ek dit so kan sê, dat hulle geregverdig voor God is, grond van dit wat hulle doen, hoe hulle bid, hoe baie keer hulle tempel toe gaan, al die dinge, en Jesus sê, nee, dit is nie genoeg nie, wat goeie werk alleen is nie genoeg nie, goeie werk gaan jou nie in die hemel kry nie, moenie jou fout maak nie, moenie dink, omdat ek elke Sondag in die kerk is, ek is geregverdig, die Here skuld my om hemel te gaan nie, as my verhouding nie reg is vir die Here nie, as Jesus my nie ken en as ek nie vir Jesus ken nie, dan gaan my kerk my niks beteken nie. Dan gaan die geld uit vir die kerk en die geld vir die armes gee, gaan vir my niks beteken nie. Dit gaan oor die verhouding wat ek het met die Here. Ken Jesus jou, ken Jesus my. Wat as hy jou nie ken nie? As hy jou nie ken nie, dan gaan die realiteit ons tref, want ons eendag voor die regter sal staan, en ons gaan sê, my Here, ons het dan dit en dit en dit gedoen. Dan gaan die Here vir my sê, ek het jou nie geken nie. Die vraag wat jy jouself moet vra, regtig die vraag vanoggend gemeente, is ken die Here jou? Ken hy jou? Ja, hy weet van jou, het jou gemaak, natuurlik weet hy vir jou. Hy stel belang in jou, maar vraag vir jou, het ons werklik 'n verhouding met die Here? Spandeer jy tyd saam met hom, of bevind jy jouself op die breë pad, die gevaarlike pad, die pad wat lei na die ewige hel? Dis wat die Fariseërs vind, hulle het geglo, hulle goeie werke maak 'n weg na die hemel toe vir hulle oop. Hulle het gedink, omdat mense baie van hulle dink, omdat hulle die respek van die gemeenskap het. Hulle gedink, omdat hulle uit die nageslag van Abraham is, besny op die 8ste dag, die teken van die verbond, en hulle gedra het hulle gedink, dit sit hulle 'n sekere geregtigheid voor God. Maar Jesus sê, nee, dit tel vir niks. Dit tel vir niks. So Jesus gee die opdrag in vers 13 en 14. Kan ek vir ons lees, oor die bord te wees. Vers 13 sê hy, gaan die koninkryk deur die nou poort binne, want wyd is die poort en breed die pad van die ondergang lei, en daar is massas mense wat daar ingaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad wat na die lewe lei? Min is die mense wat bereik. Dit is duidelik, daar is 'n tweedelige situasie. Ons het die nou poort en ons het die wye poort. Daar is 2 paaie, die breë pad en die smal pad. Daar's 2 bestemmings. Die een bestemming lei na ondergang, die ander bestemming lei na ewige lewe. Ons sien daar's 2 skare mense. Jy het die massas mense aan die kant, dan jy die min mense aan die ander kant. As jy verder lees van vers 25 gaan dit verder, dan sien ons daar is 2 bome. Daar's 2 verskillende vrugte. Daar's 'n slegte boom en 'n goeie boom. Daar's goeie vrugte en siek vrugte. Dan gaan hy verder. Hy sê dat daar's 2 tipe mense. Daar's die verstandige mens, die dwaas mens. Daar's 2 gedragsvorme. Hy praat van die praters en die doeners. Hulle wat net sê, maar hulle wat regtig doen. En die sien is teenstrydig met mekaar. Daar's 2 tipe mense. Die vraag is, wat se pad volg jy? 2 poorte, albei is godsdienstig. Albei hierdie poorte beloof die hemel. Kyk na enige godsdiens, almal sê jy kom by die hemel uit. Daar's verskillende maniere. 2 poorte, albei beloof die hemel. Net een van die 2 vertel dat ons nie al toe gaan nie. Albei sê ons gaan hemel toe. Albei verkondig die Here. Dit op verskillende maniere. Maar die breë pad, alhoewel dit hemel verkoop, lei reguit hel toe. As jy jouself op die breë pad bevind vanoggend, broer en suster, dan moet ek jou waarsku op grond van die woord wat jy lees, dat jou pad hel toe is. Dit wat Jesus sê. Die opdrag wat Jesus ons vra is, gaan deur die nou poort. Deur die nou poort. Daar's geen alternatief nie. Daar's geen ander manier nie. Daar's net een poort en dis die nou poort wat sal lei na die hemel toe. Ongelukkig is dit so dat baie mense reageer nie op die stem van Jesus nie. Reageer nie op die opdrag van Jesus nie. Wat help het ons sien die poort, maar staan buite nie. Wat help het ons weet die regte ding ons moet doen, maar ons doen dit nie. Net omdat ons weet,
gaan dit ons nie help nie. Gaan ons nie help nie. Ons moet deur die poort gaan. Die werkwoord is om binne te gaan. So ek sê, niks gaan help om by te staan nie en die poort te bewonder nie. As jy nie deur gaan nie, is jy nie gered nie. En as jy nie deur die poort gaan nie, dan is dit ongehoorsaamheid aan die wil van die Here, want die Here wil hê ons moet deur die nou poort gaan. Kyk wat sê 2 Tessalonisense 1 vers 8, sê hy, in 'n vlammende vuur sal hy die mense straf wat God nie ken nie. Dit is hulle wat hulle nie gesteer het aan die goeie nuus van ons Here Jesus Christus nie. Harde woorde, maar die besluit lê by my en jou. Wat se poort gaan ons volg? Gaan ons deur die nou poort gaan? Gaan ons deur die breë poort gaan? Ons moet deur die nou poort gaan. Daar is geen ander poort wat werklik kan lei tot die lewe nie, behalwe die nou poort. Dit is eintlik 'n ander manier vir Jesus om te sê, kom deur my. Kom deur my. Ons het so 6-7 maande terug, miskien 'n jaar terug, het ons daai reeks gehad, die Ek is reeks. En Jesus het keer op keer na homself verwys as die deur vir die skape, die lig vir die mensdom, die brood wat lewe gee, die weg, die waarheid en lewe. Jy sien, dis net deur Jesus. Dink aan Johannes 1 vers 12 wat sê, almal wat hom egter aanvaar het, ek praat van Jesus, almal wat Jesus egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy reg gegee om kinders van God te word. Dis net deur Jesus, broer en suster. Dis net deur Jesus. Verlossing is net deur Jesus alleen. Geen ander manier nie. En dit is slegs wanneer jy hoop in Jesus Christus plaas. As jy vir die Here kan sê, Here, ek is verlore, ek het 'n redder nodig. Ek kan myself nie red nie. Jesus Christus, wees U my redder, my verlosser, my saligmaker. Dis dan wanneer jy gered kan word. Daarom moet ons deur die nou poort gaan. Daai nou poort Jesus Christus, ons moet hierdie nou poort gaan. Daar's geen ander manier nie. Die breë poort skep ruimte vir baie gelowe. Daar kan ons maak wat ons wil. Jy het nie nodig enige vorm van godsdienst is welkom daarso. Sommige mense verkondig mos hierdie teologie van all roads lead to heaven, all religion leads to God. All religion. Jy aanbid dit so, ons aanbid dit so. Jy noem hom Allah, ons noem hom God. Jy noem hom Boeddha, op die einde van die dag gaan ons almal tog na hemel toe. Dis 'n vals lering. Dis 'n lering van die breë pad. Dis 'n breë pad lering. Ons het versigtig daarvoor is. Ek maak dit duidelik volgens broer en suster, dis net deur Jesus Christus dat jy gered kan word. Dis kom ek altyd vir die kinders vra as by die jeug, en vra ek vir hulle, hoe gaan jy hemel toe? Want ek wil hê hulle moet in hulle koppe kry die woord Jesus. Nie God nie, ek nie my sê glo in God nie. Ja, ons goed om in God te glo, verstaan dit. Maar ander gelowe kan ook sê ons glo in God. Ek wil hê hulle moet verstaan, dit gaan oor Jesus. Dis die goue lyn reg deur die Bybel heen, Jesus Christus. Dis die nou poort, broer en suster. Belangrik om te verstaan, die tweede punt omtrent die nou poort, is jy gaan alleen deur die nou poort. Jy los alles agter. Die skare mense wat jy deur die jare heen opgebou het. Jy was daar populêr gewees. Dit moet agterbly. Want hierdie is 'n saak tussen jou en Jesus Christus. Dis 'n persoonlike saak. Dis nie iets waar jy gebore word soos die Fariseërs gedink het nie. Maak nie saak uit wat se stam jy kom nie. My kinders kan nie daarop roem om te sê my pa is 'n pastoor, daarom is ek gered nie. Dit werk nie so nie. Dis 'n persoonlike saak. Jy kan nie vir my sê ek het groot geword in die AGS-kerk, daarom is ek gered nie. As jy nie 'n verhouding met die Here het nie. As Jesus jou nie ken nie, is jy op die breë pad, broer en suster. Wees gewaarsku. Dis nie 'n spanpoging nie. Jy gaan alleen. Dis nie soos om aan 'n klap te behoort, 'n visvangklap of so nie. Jy's nie 'n groep poging nie. Ja, ons het die kerk nodig, maar ek wil jy moet verstaan dat as jy deur die poort gaan, daai oomblik is jy alleen. So. Die saak tussen jou en die Here alleen. Hierdie hek, ek dink altyd aan 'n draaihek, daai turnstiles wat jy by die stadions kry. Jy weet waarvan ek praat. Jy loop mos hier en kak hy so. Dis net plek vir een mens. Jy kan nie twee deur gaan nie. Dis jy alleen waar jy deur gaan. Een op 'n slag gaan deur, eksklusief en persoonlik, net jy. 'n Saak tussen jou en die Here. Jy sal die bande moet breek met jou vriende en familie. Jy sal die bande moet breek met die wêreld. Jesus het 'n keer gesê in Lukas 14 vers 26 en sê hy, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, ja selfs op sy eie lewe nie, kan jy my disippels wees nie. Dis harde woorde. Verwag die Here werklik dat ek my familie moet haat? Hy sê volgend, wil nie haat nie. Hy bedoel alweer dat ons kan nie liewer hê as vir Jesus nie. Hy moet die nommer 1 wees. Is Jesus prioriteit nommer 1 op, bevind jouself op die breë pad, broer en suster? Waar is Jesus? Wat se rol speel hy?
Wat se rol speel hy? Hoeveel tyd spandeer jy saam met hom? Jy moet bereid wees om die wêreld prys te gee. Op om die wêreld lief te hê. Die dinge van die wêreld moet jy eenkant toe skuif. Raak ontslaaf van dit, sê Jesus. Want jy deur die poort gaan jy alleen deur. Net so. Jy moet verstaan, vir jou om deur die poort te gaan, moet jy die gewone wêreld agterlaat. Jy kom alleen of jy kom glad nie. As jy nie bereid is om te doen, dan bevind jouself die breë pad. Want daai poort is wyd. Daar kan almal deurgaan. Daar kan jy maar jou goede saambring. Christus, die belangrikste vir jou wees. Alle verhoudings tussen jou en ander mense moet eenkant toe geskuif word, terwille van Christus. Jou hele lewe lank het jy saam met mense beweeg, saam met skare beweeg, jy was dalk populair geweest, jy was dalk die main man, die belangrike een, mense het opgekyk, jy het saam met die stroom gegaan, jy was deel van aktiwiteite, jy wil populair wees, jy wil aanvaar word deur mense, en dis hoe ons is, dis hoe ons is. Maar nou kom jy by die noupoort, die noupoort vir hy is, jy moet agterlaat, jy gaan alleen deur, hulle kan nie saam nie. So ek gesê, die Jode het gedink, omdat hulle deel van 'n groep was, hulle was deel van die manne gewees, hulle was Jode gewees, hulle het die nageslag van Abraham met wie God die verbond gesluit het, hy het gedink op grond van dit, as hulle gered, as hulle geregverdig, is daar sekere goed wat in hulle gunst stel. Hulle het sekere godsdienstige rituele gedoen, en gedink omdat hulle gereeld by die tempel is. Onthou laas keer toe gepreek het die man gesê, die fariseer gesê, ek gee soveel tiende, ek bid soveel keer. Kan jy onthou? Die Here sê, dit tel niks. Maak nie saak uit wie se nageslag jy gebore is nie. Maak nie saak wie jou ma en jou pa is nie. Maak nie saak nie. Maak nie saak op wat se kerkdenominasie jy behoort nie. Dit gaan oor die verhouding met die Here. Paulus, hy spreek hierdie mense ook aan en hy sê dieselfde. Hy sê, julle wil roem, kom ek vertel julle, as iemand kan roem, kan ek roem. Hy sê Filippense 3 vers 5, hy sê, ek is besnou op die 8de dag uit die nageslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër van Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat geregtigheid van die wet betref, onberispelik, en sê hy, maar wat vir my 'n wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Hy het tot die besef gekom dat daai goed tel niks. Dit tel niks, gemeente, niks nie. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie. Maak nie saak hoeveel jy dink jy doen vir die kerk en vir die gemeente en vir wat nie. Dit tel niks as jy nie 'n verhouding met die Here het nie. So wat sê ek? Jy gaan alleen deur. Los alles agter. Dan sê die nog op jy moet verstaan van hierdie hek is, dit is moeite. Jy gaan deur die hek met moeite. Jy gaan deur die poort, die noupoort met moeite. Hoekom sê ek moeite? Dit is my hartseer om te sien hoe kerk en Christendom deesdae so maklik maak. So afgewater maak. Met respek gesê, om 'n Christen vandag te wees, kos niemand niks meer nie. Jy kan doen wat jy wil, daar's geen accountability nie, jy kan doen wat jy wil, want ons is onder die genade, daar's met hierdie valse lering wat sê, omdat jy onder die genade is, sal die Here jou vergewe. Jy kan oor en oor doen, en jy het nie nodig, daar's geen verantwoording nie. Kerke spreek nie meer sonde aan nie. Praat nie van jy kerk, ek praat van die breë kerk. Spreek nie meer sonde aan nie. Christendom het te gemaklik geword. Geen verandering aan my leefstyl is meer nodig nie. Wees net soos wie jy is. Kom net. Maar kyk wat sê hier in vers 14. Dan sê hy, as hy praat van die smal pad, van die noupoort, dan sê hy in vers 14, dan sê hy, hoe nou is die poort, hoe smal is die pad van die lewe lei. Hoor hierso, min is die mense wat dit kry. Daar's net min mense wat dit reg kry. Daar's net min mense wat hierdie poort kry, wat hierdie poort gaan. Hoekom? Want dit is moeilik. Dit is dalk nie so maklik as die wêreld dit maak nie. As die kerk dit maak nie. Dit is 'n opoffering. Dit gaan tyd vat, dit gaan moeite kos, dit gaan sacrifice kos. Dit gaan dalk nie so maklik wees nie. Nie net is dit moeilik om die poort te vind hier, daar's soveel valse leringe op buite, valse profete wat ons met die bos lei. Nie eens vergeet, dink aan die duiwel wat om elke hoek en draai probeer om ons te pootjie nie, wat vir ons lieg en ons met die bos probeer lei nie. Dis nie maklik nie, dis moeilik. Kyk wat sê Lukas 13 vers 24, skryf Jesus, dan sê hy volgende, hy sê, die deur na die koninkryk van God is wat? Dit is nou, dit is klein, dit is 'n nou deur. Dan sê hy, werk hard om in te gaan, want baie sal probeer ingaan, maar dit nie reg kry nie. Die klem daar so is die werk hard.
Dit gaan moeite kos. Dit gaan harde werk wees. Want al het jy nou poort gevind, al het jy die waarheid gehoor, al weet jy van Jesus Christus, al glo jy die Seun van God is, as jy nie bereid is om te werk nie, as jy dit nie regtig soek nie, gaan jy jou baie gou bevind op die breëpad. Wees versigtig, dit is moeilik om hierdie waarheid te omhels en te verbind aan dit, om alles prys te gee vir dit. Dit is nie so maklik nie. Matteus 11:12 Vandat Johannes die Doper begin preek het, tot nou toe is God se koninkryk besig om vir homself 'n pad oop te breek. En mense wat al hulle kragte daarop toespits, maak dit hulle eie. Mense wat al hulle kragte daarop toespits, klink dit soos maklike werk? Klink dit soos ietsie wat net eenvoudig is, deur net kerk toe te kom op 'n Sondag en dit is genoeg? Is dit al my kragte toespits? Mense kom nie meer kerk toe nie. Mense kom nie as die weer sleg is, of as jy net laat gekuier het, gisterand, laat in die bed geklim het, dan kom ons die kerk toe nie, as ek nie so voel nie, dan kom ek nie. Klink dit soos al my kragte toespits? Is dit hulle wat hulle eie maak, of bevind daai mense op die breë pad? Hoe graag soek jy dit? Hoe graag soek jy dit? Net hulle wat al hulle kragte daarop toespits, wat dit hulle eie maak. Sê nou poort is nie vir die swak of die flou, nou warm Christen nie. Dis vir hulle, ook nie vir hulle wat passief is nie, wat op die lazy chair sit en agteroor sit en wag dat iets moet gebeur nie. Dis nie vir hulle nie. Die nou poort is vir hulle wat dit regtig soek, wat bereid is om hard te werk. Want as jy nie hard werk, dan gaan jy op sy pad uitval. En dan bevind jy jouself op die breë pad. Vir hulle wat hard werk, wat enthousiasties is, dit verg moeite, harde werk. Harde werk. Hoekom is dit so moeilik om die nou poort te gaan? Jesaja 55:7 sê, die goddelose mens moet sy verkeerde dinge agterlos. En die bose mens sy slegte gedagtes, en dit is waarom die mense sukkel. Dit is die ding, om die ou lewe agter te laat. Want ons wil wydspeen in die lewe loop. Ons wil hier bietjie, ons wil hy perk sê, maar ons is nie bereid om dit op te offer nie. Hierdie kan ek nou vir julle gee nie. Dit is nog te lekker. Ek moet so nooit vergeet, ek praat met iemand en ek vra vir hom, hoekom kom die kerk om gee hart vir Here? Hy sê vir my, ek is nog nie reg nie. En ek het weggestap en ek het besef, hierdie persoon is nie reg om die wêreld prys te gee nie. Hy sê, hy moet sy dingetjies uitsort. Ons weet hoe Jesus sê, Timoteus, ek wil eers my pa gaan begrawe. So hy die dooies begrawe. Dis 'n saak van lewe en dood, broer en suster. As jy dit nie soek nie, gaan jy dit nie kry nie. As jy nie ernstig is nie, gaan jy dit nie kry nie. Dit beteken jy gaan jou ou lewe moet agterlaat. Jou ambisie, jou eie wil, jou selfbeheer, jou eie lewe. Ons moet op kontrol wees. Dit werk nie so op die nou pad nie. Die smal pad is die God in beheer. Snou op die smal pad, dan sê hy, Here, doen soos U wil. Gaan nie oor my nie. Vroeger het stek gaan toe ek buitekant die nou poort was. Ja, toe gaan dit oor my. Maar verander. Nou gaan dit oor U, my Here. Dit is iets wat ons in gedagte moet hou. Want dat as jy dit doen, dat jy alles moet prys gee. Dis hoekom Jesus kan sê in Lukas 9:23, toe hy vir skare gesê, as julle my volgeling wil wees, moet julle eie lewe prys gee. Elke dag kruis neem en my volg. Dis wat die vereiste is vir die nou pad, vir die smal pad. Daai is die vereiste. Ons wil altyd beheer wees, ons eie planne maak, maar dit werk nie so nie. Jy sien, Jesus is nie wat ek net by my lewe voeg nie. Jesus is die middelpunt. As ek besluit ek wil hierdie nou poort gaan, dan moet Jesus my alles wees. Hy moet my alles wees. En daarom moet ons verstaan dat as jy hierdie nou poort gaan, dan is dit verby met jou. Soos jy die lewe soos jy geken het, is verby. Jy gee jouself op, dit is selfmoord. Dan kan ons sê, soos Paulus sê, jy lewe nie meer nie, Christus lewe nou in jou. Ek sê weer, die nou poort is harde werk. Dis nie so eenvoudig en so maklik nie, dis opoffering, dis effort. Jy gaan jou Bybel moet lees, wat jy nie wil nie. Jy gaan ook moeg wees, en nie gaan lus wees vir kerk volgende nie. Jy gaan nie goeders moet doen. Jy gaan 'n oproep kry, weet iemand sy moeilikheid, dit gaan 'n opoffering kos om by daai persoon uit te kom. Jy gaan die erns van die saak verstaan. Dis die smal pad. Dis die nou pad. Ons ken die verhaal van die ryk jong leier
wat voor Jesus kom en sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dink dit staan ook in Lukas. En sê hier vir hom, ag jy weet mos wat dit is, jy ken die gebooie, eer jou vader en moeder, en hy noem die goeie so. En die man sê, maar ek doen al hierdie goeders. En die Here sê, okay, as dit die geval is, dan goed so, maar dan moet jy al jou besittings gaan verkoop en vir die armes gee. En die ryk jongen het weggestap. Hy kon dit nie doen nie. Hoekom sê die Here dit vir hom? Hoekom dink jy die Here dit regtig nodig gehad? Nee. Die Here wou sy commitment toets. Die Here wou kyk, is hy regtig gereed om als prys te gee vir die noue poort? Dis hartseer dat ek ongelukkig kon hy nie. En dis hartseer dat baie mense vandag is nie bereid om 'n prys te gee nie. Hulle soek die perks, maar hulle wil nie die opoffering doen nie. Hulle wil die hemel hê, maar hulle wil nie die opoffering doen nie. Ek is jammer as jy nie die opoffering doen nie. Broer en suster, dan sit jy op die breë pad vanoggend. As jy op die breë pad. So hierdie poort, die nou poort, is net vir hulle wat ernstig is, wat ywerig is, diegene wat hulle hele haarbaard toewy, sê, Here, ek soek dit, passievol, gretig, wat het hulle eie maak, wat het najaag, dit brand hulle, dit pla hulle, om seker te maak, Here, ek moet uitkom, ek gooi alles af, want ek kan keer, maak verandering in my lewe, om seker te maak, ek mis nie, by smal pad nie, dat ek myself nie op die breë pad kry nie. Jy gaan deur die poort, die nou poort, heeltemal naak. Wat bedoel ek daarby as ek dit sê? Naked, verwys daar, dat jy kan nie hierdie hek gaan, kan nie hierdie turnstile gaan met bagasie nie. Jy gaan deur, jy los jy goed agter. Amper self het nou gesê, net die mense wat bereid is om alles agter te laat, kan hierdie hek gaan. Net hulle wat bereid is om jou kruis te vat, dit is enigste wat jy gaan deurvat, seker die kruis wat jy moet dra. Kruis wat jy dalk eendag gekruisig moet word, as die Here sou wil is. Maar die ander goed los jy agter. Dit wat jy verkeerd gedoen het, dit jou eie belange, jou eie dinge, daai bagasie, baggage los ons agter. Dit wat Jesus bedoel in Johannes 12:25, as hy sê, wie hulle eie lewe lief het, verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. Dit beteken my eie ambisie, my eie ek, hierdie groen monstertjie wat binne ons is, ons gooi dit een kant, ons los dit buite in die hek vir die nou poort, ons los dit buite. Sê Here, kom so deur. Alleen, naak kom ek deur. Ek raak ontslae van die slegte ding. Wat beteken jou eie lewe te haat? Dit beteken jou eie lewe wat gedefinieer word deur die sonde. Jy skud die sonde af. Daai feilbaarheid, daai hoogmoed, daai onvergewensgesindheid, ek skud dit af. Terwille van die Here. Ek moet so desperaat wees om in die hemel te kom. Ek moet so desperaat wees om gered te word van die hel, dat ons dit met graagte uit en sê, Here, hier is ek gee oor, vat dit net. Maar Here, ek kan nie in die hel opeindig nie. Ek soek die ewige lewe. Ek soek om by Jesus Christus te wees. Maar daar is 'n groot kos hieraan verbonde. Daarom moet jy seker wees, jy moet weet waar jy jouself inlaat. Dit is nie so eenvoudig nie. Het is so maklik so die wêreld dit maak nie. Het is so maklik soos party kerke dit maak nie. Daar's 'n prys wat jy gaan moet betaal. Jy moet die berekening maak. Jy moet die koste bereken. En dit is presies wat Jesus bedoel in Lukas 14:28. Hy sê, moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers kwotasies te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekening te betaal? Jesus sê, maak jy seker, jy moet weet dit gaan jou iets kos. Dis nie 'n free for all ride nie. Dit gaan jou iets kos. Gaan jou nog meer kos wat jy dink. Maak die koste, maak die berekening, maar een ding is verseker. Die beloning is groot. Ons gaan nou daarby uitkom. Jesus het nooit gesê die pad na die ewige lewe is goedkoop of maak. Inteendeel, hy het in Johannes 16 gesê, die wêreld wees voorberei, die wêreld gaan jou haat, dit het my eerste gehaat. Of die wêreld gaan jou vervolg, dit het my eerste vervolg. Nêrens sê Jesus die pad na die ewige lewe is goedkoop en maklik nie. Die probleem met mense vandag, ons soek dit goedkoop en maklik. Ons soek altyd die maklike way out. Mense kan nie eers meer vir 2 of 3 dae vas en bid nie. Dan gee ons op. Ons soek die maklike way. Ons bid vir die Here net vir 'n rukkie. En as die Here nie opdaag nie, dan gee ons op. Ons soek die maklike manier. Nêrens het Jesus gesê die pad na die ewige lewe gaan maklik wees nie. Ons weet al die disippels, al die apostels, behalwe Johannes, het met hulle lewe betaal terwille van die evangelie.
Glo en vertrou nie van ons daai pad gaan stap nie. Maar dit beteken nie dit gaan ons iets kos nie. Nie iets kos nie. Ek sê nou vir jou, dit gaan jou iets kos. As jy op die smal pad wil bygaan met jou kos, jy gaan alles moet opgee. Bereken die koste, vra jouself vraag, is ek bereid om dit regtig te doen? Sal ek dit doen? Ons kyk na die Wye Poort. Die Wye Poort is die teenoorgestelde van die Nou Poort. Ek gaan vinnig hier hardloop, ons amper klaar. Dis maklik om te vind. Daar's 'n groot teken wat sal sê hemel hier. Volg hierdie pad, dis die pad na die hemel. Dis maklik. Jy kan maklik daar deurgaan. Jy kan jou bagasie maar saambring. Bring dit maar saam. Bring jou chommie saam, is lekker. Daar's ruimte vir baie gelowe. Daar jy hoef jou sonde te bely nie. Jy is mos onder die genade. All roads lead to heaven. Maak 'n saak, jy aanbid God so, ons aanbid God so, maar ons almal loop dieselfde pad op pad hemel toe, eintlik op pad hel toe. Jy gaan net saam met die flow. Gaan kerk toe wanneer jy wil. Gee offer soos jy goed voel. Daar's geen accountability nie. As ek vandag in die kerk is goed, as ek môre in die kerk is nie, is dit oké. As ek oor 'n maand in die kerk is nie, dan pla dit niemand nie. Jy maak as jy wil. Dis die breë pad. Ek sê weer, die pad is gemerk in die hemel. Mense dink ons gaan hemel toe. Op die breë pad, maar hulle kom nooit daaruit nie. Dit is 'n leuen van die duiwel. Dan is daar die paaie. Breë pad, smal pad. Hoekom is die pad breed? Want daar gaan baie verkeer wees. Jesus sê baie mense kies die breë pad. Hoekom? Want dit is maklik. Geen opoffering nie. Jy kom as jy is. Jy doen as jy wil. Meeste mense kies dit want daar is geen sacrifice nie. Jy doen wat jy wil. Dan die smal pad. Hoekom is hy smal? Soos Jesus gesê het, min mense vind hierdie pad. Min mense is bereid om dit op te offer. Dit is my interessant dat ons almal wil almal hemel toe gaan, maar mense wat nie opoffer nie. As jy enigiemand vra, ons wil hemel toe gaan. Ja, jy wil hemel toe gaan. Maar niemand is bereid om op te offer nie. Ons almal weet ons het die Here nodig, maar niemand wil bid nie. As jy enigiemand vra vandag, het jy die Here se genade nodig? Ja, ek het die Here se genade nodig. Natuurlik het ek dit nodig. Ek kan nie sonder die Here nie. Maar kyk na sy gebedslewe, dan praat dit ander woord, dan gee 'n ander prentjie. Hoe werk dit? Die breë pad, en almal kies dit. Daar's baie voete wat hier loop. As daar baie verkeer is, maak die pad mos breed. 'n Smal pad vir min verkeer. Kom jy eens op die breë pad, al jou bagasie, al jou vriende, maak die saak, bring jou trots, bring jou sonde, geen accountability, jy het nie nodig om jou lewe te verander nie. Kom net soos jy is, kom net. Hier is ruimte vir baie gemengde doktrine ook. Glo as jy wil, jy kan dit glo, ek gaan dit glo, ons maak ruimte vir mekaar, is oké. Verskil ons maar verskil. Verskillende opinies. Daar's verdraagsaamheid vir sonde, ag, jy het 'n probleem, ek het 'n probleem, dit is nog wel so. Dis die breë pad. Geen verantwoording, jy doen as jy wil, ek doen as ek wil. So na die smal pad kyk, jy kom die Nou Poort, jy vind jouself 'n smal pad. So 'n smal pad, ek dink aan hierdie smal, dan dink ek altyd aan hierdie paadjies in Indië, jy sien so in die berge op. 'n Smal pad, daar sit 'n kar wat so kom en 'n kar wat so kom. Ek wonder altyd hoe vreesaanjaend moet wees om teen hierdie hellings te bestuur, want jy moet so gekonsentreer wees, want as jy net 'n oomblik fokus voel, dink jy jouself baie vinnig op 'n verkeerde plek kry, afdraande af, teen die helling af. Maar die pad is net so nou. En ek dink dit is presies wat dit is op die smal pad. Jy moet gefokus wees, jy moet doelgerig wees, jou oë op Jesus wees, jy moet weet waar toe is ek op pad. Kan nie rondkyk, ek kan op myself wees nie, ek moet doelgerig wees, anders is ek op die pad, die helling af. Ek dink dis hoe die smal pad is. Jy moet geen afdraaipaadjies leer, daar's niks nie. Jy is doelgerig. Jy weet waar ons op pad. My oë is op Jesus Christus, ek weet waar ek moet loop. Ek gaan nie afdraaipaadjie vat, ek kan nie afdraaipaadjie vat nie. Op die smal pad sal geen afdraaipaadjie nie. Ek is uitgekoop om by die eindbestemming uit te kom. Daarom sê Jesus, jy moet die koste bereken voor jy kom. Moenie eens deur die Nou Poort kom as jy nie 'n egte liefde vir die Vader het nie. Want jy gaan dit nie maak nie. Dis 'n opoffering. Bereken die koste. Weet wat jy gaan kos. Dan is daar die kaartjieverkopers, hulle vir die breë pad adverteer. Ons noem hulle somme, ek dink in vers 15, noem hulle die valse profete. Hulle verkoop die hemel, maar daai mense gaan nie hemel toe nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Hulle dink hulle is oké, hulle is op pad hemel toe. Maar hulle mis die bal. Dis die kaartjie verkoop die valse profete. Hulle verkoop die kaartjies vir hel, maar noem die hemel.
Jesus noem hulle werke, vers 26. Hulle kom net met slegte vrugte, slegte werke. Jy ken hulle werke. En dan is daar 2 bestemmings. Eindbestemming, die een lei na ondergang. Die smal pad lei na die ewige lewe. Breë pad na ondergang. Die ondergang verwys na die ewige hel. Maar ek dink ook, as jy jouself op die breë pad bevind, dan is jy gou besig met verkeerde dingetjies wat ook maar jou lewe op aarde na ondergang kan lei. Verslawings, gebroke verhoudings, dalk tronkstraf, hierdie goeters wat die raak ons besig met verkeerde dinge. Ek dink dit is ook deel van die ondergang. Maar die ewige hel is die ergste. 'n plek waar jy vir altyd verwyder sal wees van God en gepynig sal word tot in alle ewigheid. Ek sê dit om mense bang te maak. Dis wat die woord van God ons leer. Dis vir haar gebeur. Dis die ondergang, dan die smalpad, hy dan na die lewe, die ewige lewe. Dis tog ons bestemming is nie waar nie. Dis tog waar ons almal strewe nie waar nie. Dis waar ons wil wees. Die ewige lewe, ewig by Jesus Christus. Daai ewige vrede, daai ewige vreugde. Daar waar geen smarte is, geen verdrukking of trane nie. Die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Ek sê nou dag, ek dink miskien vir Jakob, ek dink die ergste van die hel, behalwe vir die pyniging en die smarte, is net die thought om te dink, jy gaan vir ewig verwyder wees van die Here. Jy gaan vir ewig verwyder wees van die Here. Dink jy ons as mens kan daai konsep heeltemal verstaan nie? Want al is jy die pad byster op die aarde, ervaar jy nog steeds 'n vorm van God se genade. 'n vorm van God se liefde vir ons, want sy liefde vir ons stop nooit nie. Maar jy sien as jy in die hel is, dan is God se genade, sy teenwoordigheid is vir ewig en altyd verby, is verwyder van dit. So ons strewe, die eindbestemming, die ewige lewe. Daar is 2 tipe skare, sê die woord. Hy sê, en is maklik om te onderskei, vers 13 noem hy die massas op die breë pad. Hoekom? Want ons baie wat die breë pad loop. Wat die breë pad kies, hulle soek is baie. En dan praat hy van die min mense, wat die smal pad se kry. Die massa sluit in alle godsdienst. Die min mense is die ware Christene, wat hulle self gehoorsaam maak aan die woord van God, aan Jesus se gebooie. Is nie Jesus wat sê in Johannes 14 vers 15, en sê, as julle my lief het, julle my gebooie gehoorsaam nie. Dis 'n teken om te sien, hoe lief het ek die Here werklik? As ek gehoorsaam aan dit wat die woord my leer, of bygekom so 'n bietjie, dat my pas. Ek hou verseker dinge van die Bybel, ander wil ek nie doen nie. Lukas 12 vers 32 sê Jesus, moet dus nie bang wees die klein kindertjie, want dit maak julle Vader baie gelukkig om die koninkryk aan julle te gee. Kan jy sien die min mense, die klein kindertjie, die smal pad is net vir 'n klein hoeveelheid mense. Die ewige lewe, ongelukkig, op grond van wat Jesus sê, sal net vir 'n klein hoeveelheid mense wees. Die vraag wat ek jou volgende vra is, hoe graag soek jy dit? Moenie vir my sê jy soek dit nie. Dis 'n vraag wat jy self moet beantwoord. Hoe graag soek ek dit? Hoe graag soek ek dit? Is ek bereid om dit op te offer? Maar dit is interessant, in vers 22, dan die mense is weer die massa mense. Hy praat van baie, daai gedeelte wat ons so bang maak. Hy sê, baie sal vir my op oordrag sê, baie sal vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek, en die naam bose geeste uitgedryf, en die naam baie wonders verrig nie. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Weer die baie mense. Dit is vir my interessant, hierdie baie mense is gou om vir die Here te sê, Here, kyk hierdie prestasies, dis wat ek gedoen het, dis wat ek gedoen het, dis wat ek vir jou gedoen het. Maar sê die Here, ek het niks, want ek het jou nooit geken nie. Dis die 2 tipe skares. Die massas en die min sal geken word aan hulle gedragspatrone. Hierdie is 'n belangrike ene. Vers 21 van hierdie gedeelte. Dan sê Jesus, hy sê, nie almal vir my Here, Here sê, as my Here, Here sê, sal nie koninkryk aangaan nie. Wat die deurslag sal gee, of hulle aan my Here, aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Hierdie massa sê, hulle praat net, hulle maak dit 'n geluid, maar die daar is nie daar nie. Jesus sê die deurslaggewende faktor sal wees of hulle gehoorsaam was. In ander woorde, of hulle daaroor ooreenstem met dit wat hulle sê. Of hulle daaroor ooreenstem. Dis die verskil tussen die praters en die doeners. Om net iets te sê gaan jou niks help nie. Dis net leeu woorde uit leeu harte. Dit beteken niks. Klink in 'n simbaal. Daar's geen ware geloof of ware liefde vir Jesus Christus nie. Daar's geen gehoorsaamheid vir die massas nie. Gehoorsaamheid aan Jesus Christus nie.
Maar het klink goed wanneer jy sê, Here, Here. Dis ons lekker as mense ons sien, ons hande opsteek en sê, Here, Here, hier's ek. Dit skep 'n sekere image vir mense. Dis hoe die fariseërs op die straathoeke sommer gaan staan en bid het. Want dit het hulle 'n sekere status gegee vir mense. Jesus sê dit beteken niks as jy nie doen wat jy sê nie. Dis nie wat jy sê nie, dis wat jy doen. Moenie net sê jy die Here lief nie. Jy moet dit ons wys. Daarom moet ons ooreenstem met dit sê die Here. Want dis die pad, die smal pad. Jy dade praat oor dit wat jy sê. Ek sê weer Johannes 14:15. As julle my lief het, sê julle my gebooie gehoorsaam. Dis Jesus Christus se eie woorde. Dis wat een van die apostels sê nie. Jesus sê dit. So baie mense weer die Here lief, dat hulle hom werklik dien. Maar is alles net fake. Dis net vir status. Ons post dit op Facebook. My status op Facebook sê ek is 'n Christen. Maar die goed wat ek post, die goed wat ek share, stem nie ooreen nie. Stem nie ooreen nie. Die hel sal vol mense wees. Ongelukkig sal die hel vol mense wees. Wat sê hulle Here gedien? Maar dit is alles net woorde. Geen genade van gehoorsaamheid nie. Ek sê dit af met hierdie gedig van Jeff Harer. Ek gaan dit in Engels lees. Hy sê, why call me Lord, Lord, and do not do the things I say? You call me the way and walk me not. You call me the life and live me not. You call me master and obey me not. If I condemn you, blame me not. You call me bread, but eat me not. You call me truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn you, blame me not. Gemeente, ek dink as 'n keuse ons al gemaak. Ek dink regtig, dis 'n woord wat ons almal ter harte moet neem volgende. Ek het al voorheen gesê, as ek woord voorberei, dan wil ek baie keer vir Here direk met my praat. Om 'n bietjie selfintrospeksie vir myself ook te doen. Myself vra, hoe graag soek ons dit? En ek hoop regtig dat die Heilige Gees se naprediker sal wees, dat as jy uitstap en ons kom by die huise, jouself die vraag sal vra, maar waar bevind ek myself? Miskien het ek gedink ek is op die smal pad, maar op grond van die woord wat ek volgend gehoor het ek agterkom, maar miskien is ek nie op die smal pad nie. Dat ons 'n honger en 'n dors in ons binneste sal hê, om te sê, Here, ek wil op die nou pad wees, wat ek kan ten alle koste nie die ewige lewe mis nie. Dis skrikwekkend as ek hoor hoeveel mense, naby mense, sterf. Pastor Paul doen 3 of 4 begrafnisse 'n maand. Dis 'n rol laaste ek. Ek sê dit nie om ons bang te maak, maar die realiteit is daar. Die realiteit is daar. Kom ons, dat die gras onder ons voete groei. Kom ons maak seker. Ons vra ons ou vraag, hoe graag sou dit? Is ek bereid om dit op te offer? Is ek bereid om my hele lewe vir die noupoort te los? En alles vir Here te gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, sê vir dankie volgens vir die woord, Here. Dankie, Here, dat die Heilige Gees met ons kom praat, Here, en Vader, soms hierdie harde woorde moet hoor, en Here, dankie vir dit. Dankie vir 'n woord, Here, wat my ore seer maak, wat my weer 'n bietjie laat besef, Here, as 'n woord wat net my ore streel, Here. Ons het hierdie woorde nodig, Here. Ons het hierdie woorde nodig, ons lewe in laaste dae, Here. Ons wil vir U sê dankie vir die genade. Dankie, Here, dat ons die voorreg gehad het om nog hierdie woorde te kon hoor. Dit kon anders gewees het. Here, sal U vir ons die naprediker wees. Ek bid, Here, dat hierdie woord nie net nou sal roer nie, Here, maar Vader, selfs in die week wat voor lê, die dae wat voor lê, die maande, die jare voor lê, Here, as hierdie woord sal onthou, dat dit die benchmark sal wees, Here, waar volgens ons lewens meet. Here, dat die dag van oordeel, Here, dat ons nie daai verskriklike woorde sal hoor, gaan weg van af. Dat ek jou nooit geken nie. Dat elkeen van ons gered sal wees, op grond van die Christus gedoen het, Here, ons bereid was, om alles op te offer, vir die noupoort. Here, gaan saam met ons, Here. Vergewe ons sondes, waar ons dalk afdwaalpaaie gevat het, wil ek bid, Here, dat U sal terugsit op die noupad, Here. Dat ons die ewige lewe sal werwe. Dat ons 'n lewe sal leef, Here, wat U sal behaag. U tevrede sal stel, Here. Doort U ons weer kom haal, Here. Ons bid in die naam van Jesus. En ons dank U, Here. Amen.